Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Hierdie is episode 55 in ons reeks oor jou identiteit in Christus. En ons het gister begin gesels daaroor dat Jesus ons model moet wees in alles wat ons doen en hoe ons na dinge kyk en hoe ons dinge behoort te benader. En ons het afgesluit met Johannes 14 vers 12 waarin Jesus self sê, voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. En hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. Jesus gee ons hier 'n belofte, dat as ons in hom glo, dat ons sal kan doen wat hy gedoen het. Hierdie is 'n enorme groot belofte. Kom ons los net eers die groter werke vir 'n oomblik, net om te kan doen wat Jesus gedoen het, is enorm. Maar nou het ons allerhande verskonings en slim teologiese verduidelikings, hoekom Jesus nie hier bedoel het dat ons kan genees soos hy genees het nie, en hoekom ons nie met 'n storm kan praat soos hy gedoen het nie, en hoekom ons nie met 'n boom kan praat soos hy gedoen het nie. Maar dan wonder ons ook hoekom daar so baie siekes onder ons is, en hoekom die lewe ons soms so maklik onderkry. Geliefde disipel van Jesus, ons moet 'n keuse in ons lewens maak, of ons God se woord gaan glo of nie. Maar wat ons nie kan doen nie, is om verskonings uit te dink wanneer ons iets in die woord lees, maar dit pas nie in by ons elke dag ervarings nie. God se woord is waar, punt. Jesus kan nie lieg nie, en as sy woord in die geringste vorm nie sou waar wees nie, sou alles wat ons sien in 'n oogwink verdwyn. God het die ganse heelal geskep deur sy woord. En Hebreërs 1 vers 3 sê dat hy alle dinge dra deur die woord van sy krag. Met ander woorde, God onderhou die heelal deur die integriteit van sy woord. So die blote feit dat die heelal nog bestaan en alles nog werk soos dit moet, is ons bewys dat sy woord nog steeds waar is. Ek en jy kan sy woord vertrou, en ons kan dit glo en ons kan ons lewens daarop bou. Dis God se waarheid, wat nooit kan verander nie. Maar wat ek dink ons soms potjie, is dat ons na die woord kyk en dan die woord vergelyk met ons fisiese omstandighede en ervarings, en dan wil ons daarvolgens bepaal wat ons kan glo of nie kan glo nie. As ons iets nie sien werk in ons lewens nie, dan is dit 'n geval van, dis seker nie hoe ek daai skrif moes verstaan het nie, of dit was seker net vir daai tyd, maar dis nie vir nou nie. Jesus kon genees het deur net 'n woord te spreek, maar sy genesing is nie vir almal nie, of dis nie meer veronderstel om vandag nog te werk nie, en aan gaan die verskonings. Maar wat ons vergeet is dat God se woord gees is. Jesus sê in Johannes 6:63, dit is die gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle spreek, is gees en is lewe. Jesus se woord is gees, en moet met ons wedergebore gees beoordeel word. Ons kan nie gaan deur wat ons sien, of voel, of hoor, en daarvolgens die krag en waarheid van die woord bepaal nie. Ons moet eenvoudig die woord as waarheid ontvang, en daarin leef. En ons leef daarin deur geloof. En geloof is nie dit wat jy kan sien nie. Wat jy vandag sien, is waarvoor jy gister geglo het. Geloof is eenvoudig om dit te vat wat God in sy woord sê as waarheid, en daarvoor te glo en daarvolgens te leef, nog voordat ons die resultate daarvan gesien het. Hebreërs 11 vers 1 sê immers, geloof is 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Is geloof vir dinge wat nie bestaan nie, is net geloof vir dinge wat ons nie sien nie. Jy sien, om jou vandag is daar selfoonsyne, maar jy sien dit nie, maar jy sien die resultaat daarvan op jou foon. Die feit dat jy nie die selfoonsyne kan sien nie, beteken nie dis nie daar nie. En net so is dit wat God in sy woord vir ons beloof, ons glo daarvoor, ons kan dit nog nie sien nie, maar die feit dat ons nog nie kan sien nie, beteken nie, dis nie daar nie, beteken nie, dis nie waar nie. So as Jesus sê, ons sal kan doen wat hy gedoen het, dan glo ons dit eenvoudig, nog voordat ek enige resultate sien. En hoe het Jesus geleef? Wat het Jesus gedoen? In Handelinge 10 vers 38 som Petrus vir my Jesus se lewe so mooi op. Hy sê, met betrekking tot Jesus van Nasaret, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Hy het die land deurgegaan, goed gedoen
en almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met hom was. Hy het die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees. Hy het goed gedoen en almal genees. Hy het goed gedoen en almal genees. Ons kan doen wat hy gedoen het. Mediteer bietjie hieroor vandag en dan gesels ons weer môre as die Here vertoef om te kom. Here, u woord is waarheid. En ons kies vandag om die waarheid van u woord te glo sonder om allerlei verskonings uit te dink. Ons wil u woord vat op face value soos die Engelse sê. En dit glo. En glo vir die manifestering van u woord in ons lewe. Dankie vir die krag en die lewe wat vandag in u woord is. Amen. Geliefde van Jesus, onthou, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Shalom.